eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof ons Heer en Bruidegom. Ons skrifgedeelte van môre, Matteus 7, verse 1 tot 5. Matteus 7, vers 1 tot 5. Ek gaan lees uit die letterlike vertaling. Jy is welkom in die vertaling ook wat jy het. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in gebed. Onze Heer, onze Koning Jesus Christus. Here, baie dankie dat ons weet dat U is 'n God van verhouding. Dat U soek verhouding met ons as volwassenes, U soek ook verhouding met ons kinders. Dankie dat U ook as God van verhouding ingewerk het in ons lewens, ons geroep het om kinders van U te wees. Dankie ook so dat U 'n God van bekendmaking is, openbaring is, 'n God van kommunikasie is. Dankie vir al die maniere wat U met ons praat en werk, maar in besonder baie dankie vir die Heilige Skrifte. Ja, Here, ons wil waarlik vra dat U ons ook nou sal lei deur die inwerking van die Heilige Gees. Seën ons asseblief in die lees van die woord en breek vir ons die beginsel en die boodskap ook oop, dat dit helder en duidelik na vore sal kom. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. In Christus Jesus se naam. Amen. Geliefdes, baie bekende teksgedeelte is Matteus 7 vanaf vers 1, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsde, al eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Tot so ver. Ek herhaal vers 1, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Tot so ver. Nou geliefdes, ja, ons thema natuurlijk, voor jy oordeel, kyk na self, kyk na jou self. Nou, ons gaan net so inleidend eers net vinnig kyk ook na die misverstand, want hierdie teks veroorsaak 'n baie groot misverstand rondom mense. Dit is 'n baie bekende teks, ons almal ken die teks, dit is 'n baie belangrike teks. Haal die balk uit jou eie oog voor jy die splinter in 'n ander se oog uithaal. Maar daar's eintlik so groot misverstand rondom hierdie teks en rondom die betekenis van hierdie teks. Jy sien, baie van ons verstaan hierdie teks as, maak eers jou eie foute reg, voordat jy iemand anders se foute kan regmaak. Gou hande op, hoeveel van ons ken dit so? Nee? Julle paar van ons, nee, ja. Ons het hierdie gedagte in ons kop, ekskuus, ek wil nou nie op die in die limelight gesit het nie, nee, maar nee, baie van ons het hierdie gedagte, nee. Met ander woorde, maak eers jou eie foute reg, voordat jy iemand anders kan help om hulle foute reg te maak. Maar geliefdes, dis nie waaroor hierdie teks eintlik gaan nie. Dis eintlik die misverstand wat baie keer ontstaan by ons. Dis nie eintlik waar nie. En ek gaan probeer verduidelik hoekom nie. In die eerste plek, almal het foute, almal het sonde, almal het swakheid. Reg deur die bank. Ons het dit al baie gesê en ek gaan dit vandag weer sê. Daar's net een perfekte, volmaakte persoon. En dis Jesus Christus. Nie een van ons is perfect volmaak nie. Nie een van ons is sondeloos nie. En die tweede plek wat baie belangrik is, ons het al baie hieroor ook gepraat. Ons gaan nie in hierdie lewe foutloosheid bereik nie. Ons gaan dit eers bereik met die tweede koms van die Here Jesus Christus. Wanneer al die vyande vernietig sal wees, wanneer sonde, die sondige natuur en alles verwyder sal word, en ons verheerliking in Christus gaan ontvang. So almal van ons het foute, en nie een van ons gaan in die lewe volmaaktheid bereik nie. Eers met die tweede koms van Christus. So hier is die ding,
So as ons eers sit met die gedagte dat ons moet eers ons eie foute alles reg kry voordat ek enige iemand anders kan help, wat gaan gebeur? Ons gaan nooit niemand help nie. Ons raak nie diensbaar nie. Ons dink ons kan nie diensbaar wees vir die Here nie, want ek sit met foute, ek moet eers al my foute reg kry voordat ek enigstens vir die Here kan diens doen en ander mense kan help. En in die proses deur die misverstand word ons diensbaarheid belemmer. Dis baie belangrik om dit te besef. God gebruik stikkende kruike. God gebruik feilbare mense. God gebruik in sy koninkryk sondaars. Nie perfektes nie, nie volmaaktes nie, sondaars. En weer eens, ons het al daarna ook gekyk, nee? As jy kyk na die skrif onder andere, kyk 'n bietjie, kyk na al die geloofshelde van skrif, kyk na die profete, kyk na die apostels, en jy kom agter, almal van hulle is stikkende kruike, is feilbare mense. Hulle het sonde, hulle het swakheid. Ons sien dit in skrif, ons lees dit in skrif, keer op keer. Almal het foute, almal reg deur die bank. So geliefde, laat ons nie val vir die misverstand van, ek kan nie help nie, want ek het foute, ek het probleme, ek het tekortkominge nie. Dis nie waaroor die koninkryk gaan nie. Die koninkryk van God gaan juist daaroor in die beseffing, dat ons die Here nodig het, hy is die enigste sondelose, volmaakte, perfekte. Ons is stikkende kruike, feilbare mense, wat mekaar help op die pad vorentoe, belangrik in liefde. So die misverstand, wees versigtig vir hom. Nou geliefdes, kom ons kyk verder, dan gaan ons verder net om hierdie misverstand ook op te los. Waaroor gaan die teks werklik? Hoe moet ons die teks verstaan? Wat is die hoofbeginsel? Nou gelukkig weer eens, die skrif is duidelik, die skrif gee dit vir ons mooi, daar in verse 1 en 2, bevestig dat die Here sê vir ons, dit gaan oor oordeel. Moenie mekaar oordeel nie. Die Here praat oor oordeel. Verse 1 tot 5 hierso vorm 'n eenheid. So die balk en die splinter beginsel gaan nie oor hulpverlening nie. Dit gaan oor oordeel. Met ander woorde, voor jy iemand anders veroordeel, kyk eers na jouself. Dit gaan oor oordeel. Voor jy splinters in iemand anders se lewe veroordeel, kyk eers na jou eie balke. Dit gaan oor veroordeling, weer eens, nee. Dit gaan nie oor hulpverlening nie, dit gaan oor veroordeling. Haal eers jou eie balke uit, wys ook dat ons het foute. Almal van ons reg deur die bank het foute, ons het sonde. Nou veroordeel ons ander mense, maar ons besef nie ons eie fout en ons eie tekortkominge nie. Dis wat die Here vir ons wil oordra hierso. 'n baie bekende teks wat ons ook ken, wat aansluit hierby, is Johannes 8 vers 7. Jy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Daar sê die Here dit sommer reguit. Jy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Dit sluit hierby aan. Almal het sondes. Niemand kan klip gooi nie. Niemand kan 'n ander veroordeel nie. Romeine 3 wat het mooi bevestig, almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Daar's nie een regverdig nie, nie eers een nie. In onsself en deur onsself, deur ons eie verdienste is daar nie uitkoms nie. So weer eens, wat Christus vir ons wil oordraai is, voor jy iemand anders veroordeel, kyk eers na jouself. Besef jou eie toestand. Nou kom ons gaan 'n bietjie dieper ingaan, en ons gaan hierdie beginsel 'n bietjie uitbrei, met die maat waarmee jy meet. Die maat waarmee jy meet, sal jy gemeet word. Die oordeel wat jy op ander vel, daai selfde oordeel val op jouself. Nou, ons meet baie keer ons sondes aan ander mense. En dan dink ons maar, hulle sonde is groter as my sonde. Ek doen ten minste nie dit nie, of ek doen ten minste nie dat nie, en so meer, nee. Hulle is skuldig op groot dinge, ek is gelukkig net skuldig op klein dingetjies. Nou geliefdes, ons het al daar gepraat, daar is nie groot en klein sonde nie. Punt 1, sonde is sonde, nee. Maar, hier is die kern, dieselfde maat kom op ons, dieselfde oordeel is reeds op ons.
Dit kom nie net op, dit is reeds op ons, dieselfde maat is reeds op ons. En ek wil dit 'n bietjie toets. En ek gaan so 'n paar beginsels voorlê, net om dit te probeer illustreer. Kom ons kyk nou, as ons nou gaan wetties so 'n bietjie kyk en kyk na die wet en die oortreding van wet. Nou net 'n paar voorbeelde. Kom ons kyk na iets soos moord. Moord. Ons sal baie vinnig sê, maar ek het dan nog niemand doodgemaak, ek het nog nooit moord gepleeg nie. Ander mense het moord gepleeg, byvoorbeeld, nee, ons doen dit mos nie. Nou, geliefde, het jy al sleg gepraat of geskinder van 'n ander persoon? Ons noem dit sielemoord. Sielemoord. Met ander woorde, om sleg te praat van iemand, of te skinder of so, dis ook moord, dis karaktermoord, dis sielemoord. Maar kom ons vat dit nog verder. Hoe interessant, skrif noem moord en leuns ook baie keer saam, ons gaan nou by leuns ook kom, nee, maar, was jy al kwaad vir iemand gewees? Was jy al kwaad vir iemand? Het jy al iemand gehaat? Wel, die skrif sê vir ons, in Matteus 5 vers 21 tot 22, dis net so goed soos moord. Christus sê dit. So met ander woorde, ons is baie vinnig om onsself te verontskuldig en sê, maar ek het nog nooit moord gepleeg nie, maar tog het ek al gehaat. Tog was ek al kwaad vir iemand. Dis net so goed soos doodslaan, sê Christus. Dis dieselfde ding. Nou, maar kom ons vat nog voorbeelde. Kom ons vat iets so steel. Steel. Ja, maar ons steel daarom nie. Nou geliefde, wat van die werkspen wat nie aan jou behoort nie? Wat jy per ongeluk in jou sak gesit het en huis toe gegaan het mee? Dis steel. Wat van die plagiaat wat jy miskien gepleeg het? Iemand anders se woorde gevat het as jou eie? Die goed wat jy miskien geleen het by iemand en het nooit teruggegee het nie. Dis steel. So ons is baie vinnig om te sê, nee, maar ek het nog nie gesteel nie. En as ons eintlik na ons lewe kyk, dan besef ons, wow, ek het dit ook al oortree. Almal van ons. Kom ons gaan verder. Vals getuienisse, leuns. Baie mense sê, maar ek het nog nooit gejok nie. Ek het nog nooit 'n leuen vertel of vals getuienis gegee nie. Geliefde, dink gou weer, wat van daai wit leentjie? Wat van daai woorde wat jy miskien vir jou kind gesê het, ja, papa gaan jou nou kom help. En dan doen jy dit nooit nie. Dis 'n leuen. Dis 'n vals getuienis. So weer eens, almal van ons skuldig. Kom ons kyk na iets soos egbreek. Mense veroordeel ander wat byvoorbeeld skei of egbreek pleeg. Maar egbreek is nie net skei nie, ons het al daaroor gepraat, dis nie net verbreeking van eg nie, egbreek is troubreek, is om vertroue te breek. Dis wat egbreek beteken. Hoeveel se vertroue het ons al gebreek? Vriende, kinders, broers, susters, hoeveel se vertroue het ons al seer gemaak? Vertroue gebreek, egbreek. Ons is almal egbrekers wat vertroue breek, reg deur die bank. En dan nou een van my gunstelinge en ek moet hom hier inbring. Verslawing. Verslawing. Kom maar, ek vat nou net voorbeelde, maar verslawing. Veroordeel die rokers. Veroordeel die drankgebruikers wat verslaaf is. Maar ons vergeet van ons eie ongesonde verslawings. Chocolates. Te veel kos. Nee, kan my nie na my kyk, hoor, maar. Coca-Cola. TV. Rekenaar. Wat ook al. Ons is baie vinnig om oordeel te vel oor ander en jy doen dit. Maar ons vergeet eintlik hoeveel vingers wys weer terug na ons. So, ek moes nou die verslawing enetjie ingooi, hoor, maar julle kry die gedagte, nee, so ons kan aangaan met hierdie lys. Geliefdes, ons kan kyk na al die wette, ons kan kyk na al hierdie beginsels en ons gaan agterkom, dieselfde maat is reeds op ons. Dieselfde oordeel is reeds op ons. Ons is almal skuldig.
Ons is almal skuldig aan oortreding van die wette van God. So weer eens, daar is nie groot en klein sonde, soos wat ons baie keer dink nie. Die Here verwys nie na splinters en balkie, om te wys na groot en klein sonde nie. Die Here gebruik het om te wys na die hoeveelheid, die volume van dit, nee. So, die beginsel word oortree. En ons is almal skuldig daaraan. Ons almal oortree eintlik alles. Weer eens, en ons het al baie gepraat, as jy jouself kan red deur die wetsonderhouding, Galasiërs 2:21, dan het Christus verniet kom sterwe. As jy jouself kan red, en as jy dink jy's perfek en volmaak en al die tipe dinge, dan het ons nie vir Christus nodig nie. Dan kan jy jouself red. Maar Christus moes juist kom, omdat ons oortreders is, van al die beginsels, al die wette wat daar is. En nie net sekere goed nie, soos ons nou gesien het, as jy in diepte ingaan, dan kom jy agter, ek is ook 'n moordenaar, ek is ook 'n leienaar, ek is ook 'n dief, ek is ook verslaaf. Ons kom dit agter, al meer. So ek hoop met hierdie gedagte kom ons dan uit by die kern van alles. Hoekom Christus sê, moenie oordeel nie. Moenie ander veroordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want ons almal kan geoordeel word, want almal is skuldig. Hulle wat ander altyd veroordeel, sal self ook geoordeel word, en die bevinding is reeds bekend, skuldig. Skuldig. En die meeste lewe self skuldig aan dit wat hulle baie keer ander mense van veroordeel. En daarby selfs skuldig aan die sonde van veroordeling. Veroordeling is 'n sonde. So weer eens, selfs skuldig, selfs nog meer skuldig aan oortreding. Daarom dat Christus Jesus verwys na 'n balk in die eie oog, om te sê nog meer skuldig. Ons kan nie oordeel nie, want almal is skuldig. Net God is skuldeloos, is skuldvry, is sondeloos. Daarby mag ons nie oordeel nie, want God alleen het die reg om te oordeel. God alleen ken alles, weet alles, al die omstandighede, al die inligting, net God weet dit. Ons het nie die reg nie, God alleen het die reg om te oordeel, en hier is die belangrike ding, God sal regverdig oordeel. Ek wil graag 'n teks net so vinnig saam, of net vir u lees, jy hoef nou nie saam te blaai nie, maar ek wil net om het te bevestig wat ons nou sê, is Romeine 14, daar sê Paulus het baie mooi, jy kan gerus by die huis rustig gaan lees, Romeine 14 vers 4, en dan gaan ek net vers 10 tot 12 ook lees, Romeine 14 vers 4, wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. En dan as ons kyk vers 10 tot 12, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, vir my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Moenie oordeel nie. So Paulus wat hier mooi Christus' woorde net vir ons bevestig. Nou geliefdes, ek gaan net vir ons saamvat. So 'n bietjie samevattende gedagte. Om alles saam te vat, Matteus 7, verse 1 tot 5 gaan oor veroordeling. Nie oor moenie diensbaar wees nie. Het gaan oor veroordeling. Al die balk uit jou eie oog, voor jy die splinter uit 'n ander se oog haal. Voor jy ander veroordeel, kyk eers na jouself. Dieselfde maat, dieselfde oordeel waarmee ons meet, is ook op onsself. Almal is skuldig aan iets en alles op een of ander manier. Die oordeel is reeds op ons almal. En op almal van ons staan skuldig. Reg deur die bank. Geliefdes, dis al so baie gesê en ek wil dit vandag weer sê. In onsself, in ons eie werke, in ons eie verdienste, is daar nie uitkoms vir ons nie. Weet julle wat verdien almal van ons, my ingesluit? Weet julle wat verdien ons? Hel. As ons gaan staan op ons eie verdienste, dan verdien ons een ding, hel. Punt.
klein, groot, balk, splinter, maak jy skuldig, reg deur die bank. Hel. Wie sal ons red van hierdie oordeel? Wie sal ons red van die skuld wat op ons is? Dis die evangelie. Daar is een, en dis Jesus Christus. Christus Jesus, wat die volmaakte offer gebring het in ons plek, wat ons skuld op hom gevat het, daarvoor betaal het, opgestaan het, en oorwinning behaal het vir elkeen van ons, die Seun van God, Jesus Christus, as redder en verlosser. In Christus kry ons vergifnis, ons kry verlossing, ons kry oorwinning, ons kry genade, ons kry liefde, ons kry hulp, ons kry troos, ons kry versekering en ons kry uitkomste. Christus alleen, geloof alleen kan ons red van die oordeel wat ons verdien. Ons almal verdien oordeel, geliefdes, maar ons ontvang genade in Christus Jesus. En uit dankbaarheid wil ons streef na dieselfde genade teenoor mekaar. Is dit nie die voorbeeld nie? Ons verdien nie genade nie, maar ons ontvang genade. So dink ons baie keer iemand anders verdien nie genade nie, maar ons gee genade. Soos ons dit ontvang, so gee ons dit vir mekaar, om nie mekaar te veroordeel nie, maar om vir mekaar genade te betoon. Om in Christus anders na mekaar te kyk, te besef ons is mede sondaars, skuldig, sondig, feilbaar, almal van ons. Om te verstaan dat ons is mede skuldenaars, maar ons is mede skuldenaars wat besef ons afhanklikheid van Jesus Christus, dat ons vir Christus nodig het. Ek het dit al gepreek en ek sê dit vandag weer, die kerk bestaan uit geredde sondaars. Nie heiliges nie, nie perfectes nie, en nie volmaaktes nie. Sondaars. Maar geredde sondaars, nie deur onsself nie, maar deur die genade en deur Jesus Christus ons Heer. So geliefde, my versoek vandag is, kom ons help mekaar as mede sondaars. Kom ons help mekaar. Ons veroordeel nie mekaar nie, maar in liefde, natuurlik, beoordeel ons 'n situasie, natuurlik. Maar die doel van die beoordeling van 'n situasie is om in liefde ander te help op die einde van die dag. Nie omdat ek beter is as die ander ene, of wat ook al nie, maar uit 'n liefde en in genade. In liefde maak ons mekaar bewus van sonde, natuurlik. Maar hoekom? Met die doel om het na Christus se voete te neem vir vergifnis en verlossing en hulp en uitkoms. Geliefdes, ons is geroep om mekaar te help. Ons doel is om in liefde, in geduld en vergifnis, verdraagsaamheid, mekaar te hou by die voete van Jesus Christus. Weer eens om nie te veroordeel nie, maar om in liefde te help. Ek sluit af, so voor ons ander oordeel. Kom ons kyk eers na onsself as mede sondaars, maar belangrik, kom ons hanteer mekaar met liefde en in genade. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons doen ons 'n gebed saam. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Ag Here, vanmôre besef ons net weer eens dat ons is maar almal skuldenaars, Here, ons is almal skuldig. Ons is maar feilbaar, swak, nietige mense. Ons oortree die wette, ons oortree dit groot en klein en al hierdie dinge, maar ons besef sonde is sonde op die einde van die dag. Here, en daarom verstaan ons hoe belangrik is die woorde hierso. Om nie ander te oordeel nie, want daai selfde oordeel is ook op ons. Met daai selfde oordeel sal ons geoordeel word. Dieselfde maat waarmee ons ander mee, daai selfde maat is op onsself. Die splinter en die balk beginsel. Here, dankie dat ons vandag besef dat ons is nie geroep om mekaar te veroordeel nie. Ons het in die eerste plek nie die reg nie.
omdat ons almal feilbaar is, maar ook omdat net U sondeloos is en net U die reg het om waarlik te oordeel. En daarom besef ons, Here, dat ons is nie hier om te veroordeel, ons is hier om mekaar te help. Here, almal van ons verdien hel, almal van ons verdien straf, maar in genade kom U na ons toe. U betoon liefde, U betoon genade, onverdiende genade. En daarom bid ons vandag in die eerste plek, Here, vergewe ons waar ons ander veroordeel. En almal van ons is ook in 'n mate daar skuldig ook, Here. Ons is geneig om te veroordeel, ons is geneig om sleg te praat, ons is geneig om vinger te wys. Ons is geneig om te sê, die een doen dit en die een doen dat, en die een is so en die een is so. Here, en ons vra asseblief, werk in deur U liefde en genade, maak ons harte skoon van daai veroordeling. En help ons asseblief, Here, om mekaar in liefde te hanteer, in genade te hanteer. Genade wat U vir ons gee, om dit ook vir mekaar te gee. Here, ons is baie keer swak daarin. En ons vra asseblief, Here, help ons. Lei ons in U liefde, lei ons in U genade, en help ons, Here, dat ons nie sal vinger wys na ander nie, maar eerder in liefde mekaar sal help, om altyd by U voete te bly. Seën U gemeente, Here, en seën ons met hierdie beginsel, in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in U waarheid, vir die eer van U koninkryk, wil gehooflof U, ons Heer en Bruidegom.